Right, so kan jy cover crops tussen mielies plant? Baie goeie vraag daai, nee. Ons is hier by Agricol se Groendag. Daar wie hulle gaan vir ons meer vertel oor die proewe wat hulle hier doen, effek wat dit het, koolstofbou in die grond, al daai lekker nommers. Hierdie video is met trots aan jou gebring deur FarmSlip. Moet nooit weer slippie intik nie. As by koöperasie was, vang jy 'n snapshot, dan tik jy hom sommer vir jou in. Hou trek van jou expenses. So, kom ons kyk bietjie, gaan download die app. Kom ons kyk 'n bietjie cover crops, mielies, checkie. Môre almal. Ek is Carla, ek is die junior landboukundige hier by Agricol op die proefplaas. En ek gaan vir julle vandag 'n bietjie vertel, soos Joubert gesê het, van ons eksperiment wat hierso aangaan. So hierdie eksperiment is begin in 2016. En die doel van die eksperiment is om te kyk of ons in Suid-Afrika die koolstof in die grond kan vermeerder. So hierdie is die uitleg van hier 6 blokkies. Maar eintlik sit ons nou so, ja. Hierso. Ja. So hierdie eerste 3 blokkies is die droëland blokkies. Daai kant aan julle linkerkant is die besproeiingsblokkies en dan die voorste 4 blokkies is die gemengde gewasse en dan agter het ons monokultuur. So hierso is nou soos wat julle kan sien VP 8405 BR mielies geplant. Tussenin het ons AgriLife 2 en agter het ons Danhart wat 'n haver is. So hoe ons hierdie bestuur is 2 keer 'n jaar vat ons grondmonsters en dan meet ons nou die koolstofvlakke en dan plant ons ook 2 keer 'n jaar nuwe gewasse, so ons pas 'n bietjie wisselbou toe. So hierdie is waar ons begin het in 2016, het ons by 1.18% koolstof begin en nou trek ons al by 2.34. So vir elke persentasie wat die koolstof vermeerder in die grond, verdubbel jou waterhou vermoë. So ons het dit nou al reg gekry om ons waterhou vermoë te verdubbel. Hierso is die... Ons kan net so vinnig hierso sê, by hierdie, julle sal sien, hy gaan op en af. Ons sal net nou verder, maar kyk maar net note van hierdie, ek sal net nou verduidelik hoekom gebeur dit, en hoekom gaan hy net bly opgaan nie. Dit is maar foutjies wat ons maak, of dan nou die boer op die grond. Ons sal nou 'n bietjie in dit ingaan. Hierdie is nou die droëland teenoor die besproeiing se kurwes. So die geel is droëland en die groen is besproeiing. En hier kan mens mooi sien, daar's nie regtig nou al 'n drastiese verskil nie. So dit is moontlik om op droëland en op besproeiing jou koolstof te vermeerder. En dan volgende wat ons gaan doen is volgende jaar wil ons graag bietjie rondspeel met die oriëntering van die mielies. So ons gaan 'n paar blokke noord-suid plant en 'n ander paar blokke gaan ons oos-wes plant, want jy kan nie te dig plant met hierdie mielies want daar moet genoeg sonlig deurkom, anders gaan hierdie dekgewasse doodgaan. So dit is iets wat ons volgende jaar gaan doen. As hy Davie. Okay. Ek gaan dit sommer hier neersit, want daar hoef jy hom nie heeltyd te vas nie. Ja, die woord is mos nou maar cover crops en direk gekoppel aan dit is nou grondgesondheid. Dis hoekom die ouens nou cover crops wil plant of dekgewasse. Die Engelse woord, so kom ek sê, cover maak toe. So hier kan julle sien nou soos hy gesê het, daar's nêrens oop grond nie. Die natuur wil nie oop wees nie. As ons probeer op allerlei maniere die natuur oop kry en wat gebeur, dan begin daar vuil goed groei. Dis die natuur se cover crops. So eerder as wat die natuur sy cover crops en jy met 'n klomp gif uithaal om die goed te gaan spuit, gaan 'n ou na 'n doeltreffende dekgewas toe. So hoe lyk 'n doeltreffende dekgewas veral vir die winter? Baie belangrik dat hy die 3 groepe plantwêrelde moet in hê. So jy moet jou grasgedeelte in hê, jy moet jou brassica in hê en jy moet jou peulgewas, die legume moet jy in hê. Dis die samestelling, so hier kan julle sien die AgriLife 12 wat in hom is, AgriLife 2 is die winter een,
Haver, stoelrog, is die 2 grasse, 2 raduise, nooit gedag en groundhog en dan die wieke. Hierdie klein varingkie ding is die wieke, die wat het nog geken nie. Hy is presies reg volgens die natuur geontwerp en saamgestel dat dit werk. Hierdie mengsel kan gebruik word op besproeiing, maar ook op droë lande. Besproeiing is dit 25 tot maksimum 30 kg per hektaar. Droë lande is die helfte, soos 12 kg, maksimum 15 as jy baie goeie lande het. Jy kan selfs so laag as 8 kg per hektaar. Hy kos so R1350 is 'n sakkie van 25 kg. Dan kry jy ook 'n enstof by. In die enstof is Rhizobium trichoderma bacillusse. Bacillusse is baie belangrik. Dit werk amper ook soos Rhizobium. Hy kan ook stikstof bind. Dis nou die lesing van vandag nie, maar so die doel van die mengsel, hoekom plant ons die mengsels, is om die mikrobe lewe wat in die grond is, aan die gang te kry. Nou, die feit van die saak is, 80 tot 90% van alle voedingsstowwe wat plante nodig het, word via direk of indirek via mikrobes vir die plant gegee. Nou as hulle nie daar is nie, dan moet die plant self sukkel om dit in die hande te kry. Nou die probleem wat ons het in die meeste gronde is die mikrobes wat wel daar is. Nou die hoeveelheid mikrobes is ekwivalent van 20 koeie in die grond. 15 ton mikrobes wat in die grond kan wees. Maar hulle is in 'n dormante fase want die omgewing waar hulle moet lewe bestaan nie. Is nie reg nie. So ons sit met 70% van daai 15 ton wat nie werk nie. En dis die doel van die cover crops om daai goed te kickstart dat hulle weer aan die gang kan kom en dan begin jy al daai vernietgoedjies in die grond kry jy terug. Maar nou om daai ding te laat gebeur, so wat ons wil hê, die mikrobes moet opstart, maar daar moet ook 'n balans in die grond wees. Jy kry verskillende trofiese vlakke. Ek gaan nie te erg op dit ingaan nie, maar almal is nodig. Daar's good guys en daar's bad guys. As jou gronde verwaarloos is, dan sit jy met 'n klomp bad guys en dis hoekom ons so sukkel, want ons laat nie die good guys terug toe om terug te kom nie. Maar met 'n cover crop kan jy dit regkry. Ons het die somer cover crops, ons het die winter cover crops, ons het daai AgriLife 14 wat oor 2 seisoene kan gaan, wat bly 1-jarig. Maar alright, so om daai balans in die grond reg te kry en om die grond beter te kry, is daar 5 reëls. En dis hoekom dit so belangrik is, hierdie 5 reëls. Jy kan dit nie ignoreer nie. Hierdie is jou eerste een permanente organiese bedekking. So dit sê organies, nie sinteties nie. Dit kan dood wees of lewendig, maar daar moet 'n bedekking wees. Die doel van dit is om temperatuur die grond koeler te hou. En dan verdamping ook, want dit is jou 2 groot probleme. Verdamping van vog uit die grond uit. Dan die tweede een is konstant aktief groeiende wortel. Daar moet so 'n ding wees. Hoekom iets wat groei? Hoekom is dit belangrik? Enige plant bind die koolstof in die lug. Dan sit hy maar net water en suurstof by. Dan word dit C6, H12O6, dis suiker. Dit bly koolstof en water en suurstof. En wat maak hy met dit? Hy groei van dit en die ander skei uit in sy wortels. En dis die eerste manier hoe jy koolstof in die grond opbou. Dis die tweede reël. Die derde een sê diversifikasie van jou gewasse. Dis wat ons nou net gesê het. Verskillende gewasse wat verskillende wortels het en hulle lok verskillende mikrobes, dan kry jy vinniger daai mikrobe balans. Dan die vierde een sê minimale grondversteuring. Dit beteken maar net, moenie onnodig die grond die hele tyd ploeg as dit nie nodig is nie. Wat dan gebeur, ek gaan hierdie net so vinnig vir julle wys. Ons sal nou daai 5de faktor vir julle sê, miskien kan jy daai maar los. As jy nou hierdie is AgriLife 2, 'n profielgat gegrawe, en dis presies wat jy nou wil hê. Hier is jou penwortels, maar kyk hier, jy's eintlik agter hierdie oudjies aan, hierdie fyn wortelstelseltjies wat hier 0.8 meter, 1.2 meter ook is. En as jy nou die grond, hulle is nou daar, en as hulle nou afdood as jou cover crop klaar is, dan is dit eintlik deur ligting wat gebeur het. En nou, ek sê altyd vir die ouens, die mikrobe lewe het nou al lekker gestart hierso, en onthou hierbo is aerobiese mikrobes en hieronder is anaerobiese mikrobes. As jy die spul nou omdraai, hierdie wil nie daarbo wees en hierdie wil nie daaronder wees, dan vrek hulle. En as hy vrek, hy bestaan uit 8 dele koolstof, dan bind 'n suurstof in hom, verdamp hy. Dan gaan hy uit die grond uit.
Jy kan dit nie eers sien nie, maar ek dink as ons dit kon sien, sal ons almal mal geraak het. Ons sal Alright. Ek gaan sommer hierdie selfde ding gebruik, daai 5de reël. Ekskuus, kom ek sê net, so elke tipe wortelstelsel, party is vlak, party is diep, party is penwortel, hy lok sy eie tipe mikrobes. En is klaar op die regte plek, dan kom daar 'n simbiotiese verhouding. Ek noem dit soms altyd die boyfriends en girlfriends verhouding. Nou as jy nou die einde van die coverkrop is alles nou hierso presies reg, die keuse is hot, die regte girls is daar. Nou plant jy mielies hier tussenin vir die somer, dan is alles klaar daar reg. Maar as jy nou gaan omkrap, die hele storie is deurmekaar en die ander vrek en jy het nie daai voordeel, dan begin jy eintlik weer 'n bietjie voor. Dan dis is deel van daai wat so afgaan. Alright, die 5de reël, gaan ons sommer hierdie selfde ding gebruik, implementering van 'n V-faktor. Onthou, daar is altyd 'n verhouding tussen wat jy bo die grond sien en onder die grond. Hier's 3 keer meer biomassa wortels as bo die grond. As jy nou 2/3 van hierdie af sou wy, dis hoekom my 5de reël, dan vrek hier 2/3 onder. Verstaan julle, want die fabriek wat die suiker maak is nou te klein. En wat is daai goedjies wat vrek, daai worteltjies? Onthou, is nie alles vrek nie, net jou laaste worteltjies, jou kleinste, hoe sê hulle, last in first out. Jou graad 1tjies en 2tjies, hulle gaan nou chop, die matrieks eet al hulle kos op. Dis lekker vir Netto. Alright. Wat dan gebeur, hier is nou klomp gedood, nou groei hy weer, dis hergroei. Dan groei jou wortels ook weer. En dan wy jy hulle weer af en dood hulle weer. En wat is daai goed wat dood? Niks anders as koolstofie. So hier's 2 reëls. Jou tweede reël wat die aktief groeiende wortel is, sit koolstof terug in die grond in die vorm van suiker en hierdie een sit organiese materiaal terug in die grond. Dis so daai 5 reëls is so belangrik en 2 van hulle is om die koolstof in die grond in te kry. En dis hoe die masjien van die natuur werk. Dis hoekom 'n veeboer gooi nie kunsmis in sy veldie, want hierdie ouetjies doen dit. En hoe meer mikrobe lewe, mense, dis erg. As jy vat 70% van 15 ton werk nie. As jy net kan nog 30% aan die gang kry, of net die helfte van die 70%, dis wanneer jy daai mahala for niet for free goedjies begin terugkry. En die plant groei en hy skei die suiker af en die mikrobes, dis nou wat daai boyfriend girlfriend. Ek gee vir jou iets, dan moet jy gunsie vir gunsie. Ek gee vir jou chocolates, jy gee vir my stikstof, fosfaat, kalium, magnesium. Dis waar daai 80 tot 90% voedingsstowwe vir die plant gegee word van die mikrobes. Right, dit is deel 1 van cover crops op mielies. Kyk, as nog 'n klomp wat kom, linkie bo of hieronder, kan julle met hulle in kontak kom, bietjie meer uitvind oor dit. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.